Goeiemôre en baie welkom by ons Vrydag Hoogtepunte program. Ek is Rosanne McKenzie. Hierdie week op Goeiemôre Good Morning het ons gekyk na die gevaarlike looksmaxing gier wat jong mans onder druk plaas, saam met professor Chris Sofianos. Jong skrywer Naledi Zetsin het vertel hoe sy reeds 2 boeke gepubliseer het terwyl sy nog op skool was. En Dr. Henning Gericke, die Springbokke se 2007 sportsielkundige, het sy wenresep vir sukses onder druk gedeel. Thys van Sail het beleggings makliker help verstaan en Bartu het by ons kom kuier met sy nuwe enkelsnit Spore. Ons het die week meer in diepte gekyk na looksmaxing, 'n nuwe aanlyn gier waar jong mans uiterste dinge doen om beter te lyk. Ons het spesifiek gekyk na die gevaarlike tendens waar mans hulle self doelbewus blomkoolore probeer gee as 'n teken van taaiheid. Professor Chris Sofianos, plastiese chirurg en akademiese hoof van plastiese en rekonstruktiewe chirurgie by die Universiteit van die Witwatersrand, het verduidelik hoekom dit so gevaarlik is en gesels oor die groot druk wat jong mans deesdae op sosiale media ervaar. Welcome once again for joining us. Morning. Thanks so much for having me. Listen, so for those of us that has not heard the term yet, what exactly is looksmaxing? So looksmaxing is a social media phenomenon where there's an attempt to maximize physical appearance. So it could be soft maxing or hard maxing, stuff that I've learned myself recently as well. Yeah. New terms where there's extremes in physical appearance. So some of it might be something benign like skincare. And in certain situations, it might be an attempt to physically alter appearance, such as the cauliflower ears, which we're going to speak about. It seems harmless, and they want to do it with regards to looking tough, etc., etc. But I mean, it can also be dangerous. Absolutely. It's not reversible. So, people think that you can go create a small injury, look a bit more masculine, and go to your plastic surgeon, and you're back to where you started. Unfortunately, it creates scars, it creates deformities that increases, risk for infections and future sort of issues. So the social media trend to appear more masculine is resulting in permanent deformity. Why are you so concerned about this looksmaxing? I think it's at the very beginning of a slippery slope. So, it's starting off with something like benign, like skincare, or going to the gym, or something intermediate like anabolic steroids, and now going all the way to physical deformity that's not reversible. So I think as experts, we're trying to sound the alarm on a social media phenomenon that could result in permanent issues for youngsters. And as we've seen, social media is dictating a lot of the trends these days. So if we could interrupt it early on, I think we could make a big difference. This trend seems to be something much bigger than, about conversation about appearance and the masculinity. You talked about the skincare and stuff like that. What exactly do they do wrongly, or do they tell people to do with regards to the skincare that can be harmful? I think everything in moderation. So a good skincare regime, going to the gym, looking at what you're eating, working out, I think is all acceptable. The aim to sort of improve your physical appearance is commendable. However, when that reaches extremes and starts becoming unsafe, that's where we sort of sound the alarm. So a good skincare regime, for sure. Yeah. I think there is a move slowly towards men being more interested in physical appearance and men doing things like skincare. But when they're pushing it to the max and physically inducing injury, that's a problem. Why do you think young guys actually want to do this? The younger men, change their appearance, look better, because I don't think they're going to feel better. I think it's a problem with role models. It's social media is creating the wrong sort of role models, and things that are normally prized, like good sporting achievements, academic achievements, getting into certain university programs, that's taking a back seat to these sort of social media trends like looksmaxing and improving your masculinity, where I think we've lost a grasp of what's important in life, actually. And I think if we sort of open up those conversations and we actually highlight what is important in life, hopefully that'll change. But isn't it interesting? I mean, obviously, what do you think is important? We grew up in a total different era with there wasn't anything like social media. So what would you reckon is important for especially young men? I think strong role models, open conversations, normalizing these discussions. The
the sort of youngsters or younger men shouldn't be turning to social media for information. Exactly. It should be mainstream. It should be discussions. It should be discussions with experts and other people that have an interest in actual mental health and male health, rather than someone starting off a social media trend, that sort of makes all these suggestions and actually isn't doing it themselves. So maybe we should start. We were talking about the vlogging earlier on as well. Many people want to become vloggers. Maybe you and I should start a vlogging. Absolutely, podcast. Where do you think should you draw the line between healthy self-improvement and the dangerous self-medication? It's very easy to cross the line or fall over the line. And I think, again, it's coming back to picking the correct people from which you get information. So seeing a dermatologist or seeing, someone qualified to be talking about your skincare regime is probably the first thing, versus going onto social media and picking out these sort of picking and choosing things that you think are going to improve your skin or mental health. So again, it comes back to open and honest conversations and picking the right role models. So, obviously thinking about all this, how can the parents, teachers, our coaches help when they notice young people becoming obsessed with stuff like this? A lot of the time, if we understand the motivations behind a certain trend or behind someone wanting to induce injury or improve their looks, and we address that core problem, I think that will improve the sort of long-term outcome of the entire thing, because there must be a reason why people are inducing injury, why people are running after these maximized looks or improvements in appearance. And if we can attack that sort of core value or core problem with open and honest conversation, I think that's the starting point. And I think also with regards to the social media, they want to look like this person looks, but it's not the reality thing. It's Again, and in plastic surgery, that's the sort of biggest thing. You see a pic at the beginning, pre-op, then you see a photo on social media 3 months later, and you've missed that entire process. For example, the suffering, the healing, the difficulties, and you see isolated snapshots of life, which isn't real. You're picking the most amazing appearance. You're picking that point in time where someone is happy and looking good, and you're missing out real life in between. So I think accurately maybe vlogging it or accurately depicting it is maybe a good idea. Listen, and plastic surgery as itself is much more than what we see, especially with the people in Hollywood and so on, about trying to make themselves more beautiful, etc., etc. It's much more serious than that. In South Africa, especially, plastic surgery is both reconstructive and aesthetic surgery. So at Wits, we do a lot for cleft lip and palate. We do cancer reconstruction. We do breast reconstruction, which is very different to the cosmetic surgery. Again, I'm not minimizing cosmetic surgery because I do a lot of cosmetic surgery, and I think it does improve mental health. Again, it's identifying the reasons or the wants for the cosmetic surgery, having an open conversation with your surgeon, and picking the procedure right for you. Yeah. So I want to become taller. Can I break my legs and do something? What are some of the most funniest trends that you've seen? I've saw the one guy with a hammer on his chin or something to get him. Again, I'm not sure. A lot of these aren't grounded in evidence. Again, it's up to the individual surgeon to say no. You'll always be able to find someone to do a procedure. And as a surgeon, as a plastic surgeon, as someone who's board certified, you need to say no. There's the reasons for wanting the procedure don't align with what I can provide. And saying no is probably the biggest thing that we do as plastic surgeons. Bly net waar jy is, ons is nou terug. Terwyl die meeste matrikulante net oor hulle eksamens bekommerd is, het Naledi Zetson reeds 2 boeke geskryf en self gepubliseer. 'n Kinderstorie, Jacaranda Tree, en 'n digbundel genaamd Locked in a Suitcase. Sy het die week by ons kom inloer om meer te vertel oor haar reis as jong Suid-Afrikaanse skrywer. Naledi, welcome to Goeiemorgen, good morning. It's such a privilege for us to have you here with us. Thank you so much for having me. What made you decide while you were still in high school to write and then self-publish your work? Well, I've always loved storytelling and literature, and I've
felt and loved that storytelling allows us to express ourselves, talk about our history, talk about our culture, and share messages and lessons. So for me, writing was a way of me dealing with my own personal emotions and overcoming hardships. So instead of letting negativity define me, I redirected it into something positive through writing. So after writing for a few years, I decided I wanted to publish 2 books, a children's book and a poetry collection, because I want the messages behind these 2 books were really important to me. And I didn't want my age to limit me from pursuing my dreams. You also have said before that you didn't want to wait for everything to be perfect before you put it out into the world. Why was it so important to have that come out as exactly how you are and as exactly how you wanted to put it out into the world? Yes. For me, sometimes I feel that perfection can limit us because we're constantly waiting for the perfect time, but that perfect time may never come. Life can be unpredictable, but instead, I strongly encourage my peers to also pursue your goals. Never let age limit you, because the only way you can grow is through taking action. Although it's scary, but the skills I learned through this process of self-publishing are skills I would have never learned if I never embarked on this journey. So that's why I strongly encourage others just to take the leap forward. It's scary, but once you do it, you realize it wasn't that scary. You know, and that's so important, especially for young people, because now in the age that we live in, everything looks perfect from the outside in, especially if you look at social media. No one makes a mistake. No one ever has a pimple. No one ever. There's so much fakeness that you've got to contend with. So I think as a young person, I don't think you realize how important it is to just have that sense of self-acceptance. It doesn't come every day, but just to go, you know what, this is not perfect, but I'm going to put it out into the world, and then I've kind of done my job, right? Yes, I think that's very important. And my parents have always told me that it's best to be authentic and to be your honest self, because through that you can grow and blossom into the beautiful flower you're meant to be. I have an 8-year-old daughter, and I am looking at you now, and I'm just thinking to myself, I'm actually getting quite emotional. And I'm just thinking, your parents must be so, so proud of you. Yes, definitely. I would say my parents are proud of me and my family, because they've seen how even during challenging moments, I didn't let them stop me. I didn't let them define me. I wanted to overcome them, and I used writing, and my parents were very proud of me for expressing myself through literature, because sometimes it's easy just to sulk and feel lonely. But instead, I felt that writing my emotions down was easier than articulating them and speaking them out loud in casual conversations. So I would do a lot of self-reflection and then use poetry to express my emotions through that writing. So that has helped me a lot of the time. Anytime I felt overwhelmed, or I was struggling, or I was experiencing any personal issues of depression and anxiety, writing was a space where I could be raw and authentic without having to sound perfect, as you said. Exactly. And what a constructive way to do it. I want to talk a bit about the books as well. So you said that the subject matter is stuff that you wanted to get out there and that you wanted to deal with. Let's take us through Locked in a Suitcase and then through Jacaranda Tree as well. Yes, so Locked in a Suitcase is my debut chapbook and poetry collection. The poetry book is about perspective, biases, assumptions, and interpretations we all develop through our life experiences, and how it's very easy to be narrow-minded and view the world through one lens. But I strongly encourage the reader to step out of your shell and instead view the world from a different perspective, to become a more compassionate and open-minded person. And then Jacaranda Tree? Yes, Jacaranda Tree was my first book I published, and it's my debut children's book. This book is about civic duty, community care, and environmentalism and sustainability. And it encourages young readers, little kids, that caring about the environment is not an issue only for adults. It's also something that you should be involved in, because we live in the future, we experience it. And children, we can be incredibly powerful and influential in our communities by taking the initiative to care about our spaces and being citizens that engage in our environments. Yeah. Why do you care so much? Why do you care about kind of self-care and being able to express yourself and using your platform to get your thoughts out onto paper, right? Why do you care about the environment? If I was your age, I think most kids your age, you know, it's about the weekend and it's about, let's go here, let's go there. Why is there this kind of sense of
sharing and civic duty in you? Because we don't. I mean, why should we? I've always loved history and learning about what makes all of us human and how we're all unique. And caring about the environment is an issue that affects all of us, no matter your age, your culture, your background. All of us are going to be affected by it and are being affected by it. So I wanted to write a children's story that teaches a young kid that you can be responsible and care about your environment, and you should not limit yourself because you think you're too young. And I wanted to also encourage children that you can be environmentally friendly and eco-conscious in a sustainable way, because sometimes I feel that we can be a bit performative in our sustainable methods, such as we decide to clean a park today, we take photos, we post it on social media, but no one maintains that park. No one consistently continues those actions. So instead, I rather recommend that you do smaller things, but you know you can do them consistently. But I mean, that applies to so much in life, that you don't want to do this huge thing and then it's a goal you can't reach and then you just give up because you can't reach it. I've seen that you also with Faiza Montrose. Yes. So you did the illustrations this as well. Yeah, I also did the illustrations. I made the rough drafts, and then I worked with her as a designer, which she helped me bring them more to life, and we enhanced them, yes. It was definitely a big project doing both these books, and I did not do it overnight. Yeah. I created a 3-year plan and a 3-year implementation plan. So my books were published in matric, but I've been doing this throughout high school. You've got more of a head on your shoulders than I could ever have, and I turned 44 last week. So, wow, my mind is blown. Please, can we hear you read one of your poems? Yes, I'd love to. The poem I'd like to read is Talk, and I chose this poem because it's a poem that directly correlates to the message and theme behind my poetry book. Talk. In the 4 corners that make a room, chatting to myself with low volume. The dialogue stirs in the air, my unfiltered thoughts are spoken rare. Wherever this conversation leads will give me the solution I need. The solitary space directs a play in a curious place. Lost in a forest I do not understand, through my voice I'm a guiding hand. Developing a story unsung, the symphony of the sound produces notes for a song. Opening grand doors for exploration on topics I never gave attention. Sharing doubts and dreams unfold, imagination is bold. Thank you so much. Thank you. You have been over 20-year career, one of the most impressive people I've ever met. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna oor rugby en sportsielkunde. Hi, dit is Ampie en jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Ek is Joannie Swigelaar en jy kyk Good Morning, Goeiemôre. Ek is Nadine en jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Dr. Henning Gericke was by ons hierdie week en hy is die sportsielkundige wat die Springbokke bygestaan het tydens hulle 2007 Wêreldbeker oorwinning. Hy het met ons gedeel wat dit verg om onder gewelde druk te presteer. Altyd goed om jou te sien, baie welkom weer terug by ons op Goeiemôre, Good Morning. Ek wil begin deur vir jou te vra, hoe het sportsielkunde in die afgelope paar jaar verander van, kom ons sê 15 jaar terug? Ja, ek dink ongelooflik. Jy weet, ongelukkig was daar altyd die persepsie sportsielkundige jy met 'n probleem hê. En ek dis regtig so, as ek iemand toe gaan dan dink jy's 'n sportsielkundige, daar's niks fout met my nie. So ek probeer myself nie meer as 'n sportsielkundige nie, eerder 'n high performance coach. Want dit is regtig die persepsie, maar eintlik is dit so wonderlik want die siege in die liggaam
met by mekaar uitkom die hele tyd, jy weet, en ek dink dit is verwaarloos. Al die jare praat hulle hoe belangrik jou kop is, maar niemand gee aandag daaraan nie. En ek dink mense begin nou besef om daai deel te ontwikkel, is nie iets fout met jou nie, maar is om by jou volle potensiaal uit te kom. En dis wat dit eintlik beteken. Ek help mense om by hulle volle potensiaal uit te kom. Nie dat daar foute is met jou nie. Hoe kan jy beter raak? Hoe kan jy die beste wees wat jy kan wees? Dit is my so interessant dat ons hierdie persepsie het dat as iets verkeerd is, dan gaan jy na 'n sielkundige toe. Maar 'n mens behoort eintlik almal na iemand toe te gaan wat jou beter kan laat voel oor dit wat jy is en doen, nie waar nie? Ek dink so. Ek dink dit begin by jouself. Jy moet goed oor jouself doen. Ek kan mense help, maar ek is nie 'n towenaar nie. Ek kan dinge in mense raak sien wat sê, "Eers ek sien dit in jou." En dan begin jy dit self raak te sien. En op die einde is dit wat belangrik is. Mense het iemand in jou lewe nodig wat mense is wat die goeie goed in jou raak sien en jou konfronteer ook. As hulle dinge sien wat jy kan beter raak. Ja. En dis die moeilike deel om mense uit te daag en sê, maar jy kan beter wees. En dan kom jy by die regte ware kapasiteit van mense uit. Hoe verander die sielkundige voorbereiding vir iemand wat alleen sport doen teenoor 'n spansport? Ja, dis nogal dis nogal 'n interessante dynamics daar, jy weet, want alleen is bietjie makliker, want jy gaan self hier sit met die ou en jy kyk, ek vra altyd vir mense, wanneer is jy op jou beste? Kom ons sê jy hardloop nou goeie kommers en jy wil onder 7,5 ure. Wat het jy geoefen? Hoe het jy gevoel? Wat doen jy voor die wedloop? Wanneer was jy op jou beste? Hoe het jy gevoel en hoe het jy gedink? En dan dieselfde, jou swakker wedloop, hoe het jy gevoel, hoe het jy gedink? Dan gaan begin die ou self-awareness te kry. Ekskuus vir die Engels, maar self-awareness, selfbewustheid te kry. Maar dis individueel, maar groep moet jy by die groepsdinamika werk, want elke ou invloed mekaar. As Evan Etzebeth nie op sy beste is nie, is 'n Pollard nie op sy beste is, beïnvloed die hele span. So daar's soveel baie ander goed wat 'n effek speel en mense verskillend, want ek onthou ons Durant voor 'n wedstryd kan ek vir ons opgesaai het of ons sê hy ons daai ou gaan dit, daai ou gaan, maar ou se Jacques voor jy met jy kalm, maar ou se Schalk Burger maak 'n grap met jou voor op die veld hardloop. Dan dink jy hierdie ou se reg nie, maar hy's eintlik op sy beste as hy so is. Dis my 'n baie interessante ding. Mense het al hierdie verskillende Lego stukkies wat jy aan mekaar moet sit in 'n span opset en jy werk so gereeld met spanne, jy werk nou saam met Kaizer Chiefs. Dis 'n kuns om te weet hoe om die ou so te behandel en die ou anders. Ja, dis nogal, jy met iemand, ek is 'n ou vir verhoudinge, jy weet, dis vir my die belangrikste, as jy met 'n ou verhouding vorm, want almal het hierdie sielkundige profiele en ek wil 'n profiel doen, ek wil dit doen, ek glo daarin, maar nie heeltemal nie. Ek glo mens met iemand leer ken, mens moet uitvind wat in sy hart aangaan. Want as jy uitvind wat in sy hart aangaan, dan kan jy by hom uitkom, dan kan jy hom verstaan hoe hy dink, en dan kan jy sien wat hom laat tik. En dit is nogal belangrik, want elke ou is anders. 'n Kurt Lee byvoorbeeld, ek kan dit noem, en hy sê dit ook, jy weet, hy speel rugby om vir sy ma huis te gekoop het. Dis sy why, dis hoekom hy rugby speel. Want hy sê sy ma het swaar gekry, goed. So sy motivering is totaal op 'n ander vlak as 'n ander ou. So 'n ander ou doen dit om vir die Here dankie te sê. 'n Ander ou doen dit vir ek wil dit net geniet. So elke mens is uniek en as jy kan uitvind wat maak hom op sy beste, dan kan jy 'n kampioen in enige mens sien. Ons het Bafana nou net gesien terugkom van wat 'n lelike verloor was teen Mexico en uiteindelik deurgedring na die laaste 32. Wat van daai kopskuif? Hoe het jy dit van buite af gesien? Ja, dis ongelooflik, jy weet, want uit die aard van die saak, haar eerste wedstryd kon jy sien, hulle is baie tentatief geweest, hulle was amper verdedigend geweest. Amper oorweldig, die hele atmosfeer, in plaas van om braaf te wees, want dis 'n groot ding in sportsielkunde, jy moet mense uitdaag om nie met vrees te speel nie, maar om uit te gaan met waagmoed, en dis die teenoorgestel wat gebeur, maar toe daai tweede wedstryd teen Czech, het hulle net daai laaste helfte so begin, iets het aangekom, jy kan sien, as jy selfvertroue, niks gebeur, hulle liggaamshouding, hulle voel net niks gebeur, en ewe skielik kry jy daai strafskop, daai penalty, en toe verander dit, en hulle is van toe af, ek het regtig gedink, hulle het 'n baie goeie kans teen Kanada gehad, en hulle het eintlik relatief goed gespeel, maar dit is nogal, dis 'n kultuur wat daar was, en 'n afrigter wat in mense glo, en kan sê, hey, jy was nie op jou beste nie, maar kos doen dit, en dis wat hulle reg gekry het. Ek dink hulle het baie meer reg gekry as wat hulle misluk het eintlik al nie. Ek wil jou nie in 'n moeilike posisie plaas nie, maar jy werk saam met die bulle. Hoe draai die bulle hierdie ding om van elke keer in die eindstryd kom, maar nie die knoop kan deurraak nie? Ek het gehoop jy vra my nie daai. Nee, weet jy wat, ek voel eintlik, hulle het nou 4 keer verloor, dis die realiteit. Ek moet baie keer die realiteit ook vat, jy weet, en die eerste keer wat hulle nog Leinster daar gewen, die eerste jaar die halfeindstryd, toe moes hulle WP wegspeel. Die tweede jaar moes hulle Glasgow gewen het. Dis die realiteit. Daai wedstryd moes hulle gewen het. Die laaste 2 wedstryde was Leinster 'n so goeie span as jy nie op jou beste is nie. En jy vra nou vir my, hoe kry jy dit reg? Jy weet, ek dink
die belangrike ding is om nie 'n groot ding te maak en te sê, ja, ons het 'n probleem nie. Maar nou is dit al 4 keer, nou begin jy dink, maar wat is dit dat ons nie op ons beste kan wees nie? Ja. In die gevolgtrekking wat ek bygekom het, jou beste spelers moet daai dag, kom ons sê 4 of 5. As jy 'n Springboks van wil jy Colby moet op sy beste wees, Pollard moet op sy beste wees, Pieter Stepp, 'n paar van ons ouens was net nie op hulle beste nie. En ons het foute gemaak. In die eerste 2 minute wat druk op ons geplaas het. So op die einde van die dag is jy daai tipe wedstryd speel wat jy finaal speel, moet jy op jou beste wees. Jy nie op jou beste is. Nou vra jy vir hoekom is jy op ons beste nie? En dit is so, dis 'n vraag wat ek nie altyd die antwoord het nie, maar dit is, ek dink byvoorbeeld, nie om uit te brei, ek dink die speler speel te veel ook, en dit wat gebeur. Dit is so. So nou het jy daai kritieke ou nodig in daai wedstryd, maar as jy gaan kyk die laaste 3 wedstryde, was hy nie meer op sy beste nie. Nou wil jy met daai goed speel. Maar hy's net fisies so ou wat hardloop. Hy's net over the top hier. En die brein is 10 en meer moeg as die lyf. Jy's 100% daar. Ja. Dis presies wat daar gebeur. En dis 'n bietjie deels nie om verskoning te maak. Jy moet nooit verskoning maak. Jy's nie goed genoeg nie, jy moet wen. Maar jy weet, om te sê die ouens het nie big match temperament nie. Dis kampioene daai, maar aan die einde van die dag. Hulle het dit oor en oor bewys. Dis nie eers, ek dink nie eers dis 'n bespreking nie. Dis net 'n kwessie van daai eerste trappie wat mens gaan doen as jy gaan wen. Laastens, vir mammas en pappas wat sportseentjies en dogtertjies by die huis het, wat sal jy vir hulle voorstel is 'n goeie prinsip om te onthou as jy wen of verloor? Ja, ek dink is belangrik. Ek sê altyd, waaroor het jy beheer? Vir mammas en pappas, ek kyk altyd na 'n kind en sê, hoe was sy houding gewees? Is jy op houding? My liggaamshouding, ek was positief gewees. Ek het nie op die tennisbaan gesê, eers nou dit swak gegaan, ek wys my frustrasies nie. Hy met 'n goeie houding. Die Engelse praat van attitude hê. En dan, ons praat baie daarvan, maar op die einde van die dag is talent. Daai kind wat talent het, is 'n jonk. Is nie die een wat noodwendig gaan presteer nie. Ek beloof jou, Arnold. Ja. So vir my die 2 goed is houding. En dan natuurlik jou werksetiek. Is daai ou gespeel het en hy het gehardloop of hy tennis gespeel of golf gespeel. En sy houding was op die beste gewees. Wen of verloor is irrelevant as jy jonk is. Maar die houding was reg en hy het reg alles ingesit en hy het gegroei en gesê, hoe kan ek beter raak? Dan maak jy kampioene groot. Maar as jy op wen of verloor alleen fokus, is jy in die moeilikheid. Ongelukkig, daar's nie eers 'n debat daaroor. Daar's nie eers 'n debat nie. Daai druk wat op kinders is, hulle hou nie lank nie, jy weet, hulle hou nie lank nie. Dit raak nie meer vir hulle lekker nie. So geniet dit, laat hulle dit geniet en dis wonderlik as hulle kan deelneem en net geniet. Ek hoor jou. Thys van Sail was ouer gewoonte hier om te gesels oor die finansies. Ons hoor net hierna van hom. Hi, ek is Albert van Wyk en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Hallo, ek is Dozy en jy luister en kyk na Goeiemôre, Good Morning. Ek is Neil Sandilands en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Hi, dit is Ampi en jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Thys van Sail het die week vir ons meer kom vertel oor beleggingsbestuur. Hy het gehelp om hierdie dikwels ingewikkelde en intimiderende wêreld 'n bietjie makliker te maak om te verstaan. En hy het sy eerstehandse insig met ons gedeel. Kyk hierna. Thys, welkom terug. Ek kom met jou self. Goed, wat is die eenvoudige verskil tussen gewone beleggingsbeplanning en dan uitkomsgebaseerde beleggings? Weet jy, Elsa, dink jy nommer 1, beleggings moet nie so gekompliseerd wees soos wat baie, kom ons sê, adviseurs daar buite dit sal uitmaak om te wees nie, en ook baie keer 'n basiese interpretasie tipe van woorde gebruik, jy weet, om 'n kliënt byvoorbeeld te gooi of om dit mekaar te maak, en dan terselfdertyd dan dink daai kliënt byvoorbeeld, maar so, hierdie ou is dan baie slim en ek moet my vertroue by hom plaas, en nou die aard van die saak is ek of hom dalk 'n simpel vraag vra in my opinie, jy weet, dan voel dit al of ek dit nie vir hom kan vra nie, want ek voel half bietjie op my agtervoet of selfs dan die woord gebruik bietjie dom. En dan word daar weer gegooi met woorde wat byvoorbeeld my keuse wees sal derail of net eenvoudig net verlou waar hy dan maar is, want ek voel dan maar geïntimideerd of wat ook al die geval mag wees. Maar die verskil is maar basies, jy weet, as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk na gewone belegging, tradisionele gewone belegging, hy's uit teenkomstig van wat die markte jou gaan gee, volatiliteite 'n rol gaan speel en natuurlik 'n klompie dinge wat saam met dit gaan, waar uitkomsbelegging is meer op uitkomsgebaseerde beplanning. So met ander woorde, ek sit met jou en ek kyk na jou risikoprofiel, ek kyk na jou behoeftes, ek kyk na alles wat ons hier uit hierdie uitkoms van 'n termyn of 'n periode wil hê, en dan basies weer dan bou ons dit volgens dit. En ek dink dit is waar leuke taal eintlik 'n vaardigheid is, jy weet, sodat 'n mens kan verstaan presies wat aan die gang is en sodat dit nie vir 'n mens Grieks klink nie.
Hoekom is gewone beleggingsbeplanning dikwels te veel gefokus op produkte, fondse en dalk iets soos teikens ook? Ek dink as mense weer eens gaan kyk van waar Suid-Afrika is teenoor, kom ons sê maar globale markte en natuurlik globale advies, dan is dit ons, jy weet, daar's geen ander manier om dit te interpreteer om te sê, ja, ons is nogal relatief agter. So as ons byvoorbeeld gaan 'n normale adviseur sal, kom ons sê net maar 'n fonds aan 'n kliënt voorstel, of dan nou 'n produk aan 'n wat saam 'n kliënt voorstel, of dan nou een van beide, jy weet, dalk 'n produk met 'n saamgestelde fonds. So jou eenvoudigheid daarvan, ja, dit is eenvoudig, maar dit kan ook gekompliseerd maak, jy weet, as 'n adviseur byvoorbeeld nie reg verduidelik aan sy kliënt nie. So tradisionele tipe van struktuur, so jy sien, ja, dis 'n saamgestelde fonds, is dalk 'n wat saam 'n unit trust fonds, of is dalk nou maar saamgestelde mandjie van aandele, portefeulje van aandele, of selfs dalk 'n indeks wat saam samestelling. Maar baie keer wat 'n mens dan gaan kry is, ja, jy kry daai volatiliteit wat 'n rol speel, jy kry daai impak, jy weet, van geopolitiese impakte, en dan natuurlik jy weet 'n klompie ander elemente soos koste wat ook 'n baie groot rol speel, wat ook nie altyd baie duidelik aan die kliënt verduidelik word nie. En dan is daar daai inkomste tipe van 'n kliënt wat inkomste trek wat basies weet dan heeltemal in die spitvuur val, jy weet, omdat hy nie een van daai drie byvoorbeeld in ag geneem het en hy trek dalk te veel op sy kom ons sê sy belegging. En wat beteken dit dan nou prakties om by die kliënt se gewenste uitkomste te begin? Ek dink ja, as 'n mens, ek hou daarvan die manier wat jy sê by sy uitkomste begin. So met ander woorde, as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk na 'n uitkomstipe van wat Elsa wil hê. So met ander woorde, jy het hierdie droom kapitale bedrag of dan nou 'n maandelikse bedrag wat jy bereidwillig is om in te sit, maar jy wil uitkom by 'n mikpunt. So dan word jy moet daai mikpunt voor jou adviseur kan plaas en dit baie duideliker om verduidelik. Hierdie is my mikpunt, hierdie is die termyn wat ek het om daarby uit te kom. Hierdie is my behoefte van inkomste wat ek voorsien en daarvoor wil hê. Dit moet teen inflasie kan beskerm word, dit moet teen wat saam gewone volatiliteit kan moet beskerm word ensovoorts ensovoorts. So dan word daai prentjie moet dan gevat word. Dit is nie jou adviseur se oplossing net, dit is jou droom, jou oplossing wat hy basies dan ook dan kom ons sê 'n blueprint moet vir jou skryf om te sê dat maar dis hoe ons by daai plan gaan uitkom. En hoekom is dit, jy weet, gemiddelde opbrengs wanneer 'n mens daarop fokus, hoekom is so iets nie alleen genoeg om 'n mens se beleggingssukses te meet nie? Baie keer as mense gaan kyk, inflasie in Suid-Afrika is hoog. Okay, so as ons kyk, jy weet, teenoor wat in die wêreld is, teenoor wat hy in Suid-Afrika is ons inflasiekoers eenvoudig een van die hoogste koerse wat daar moontlik kan wees in 'n ontwikkelende tipe van ekonomie. Ons moet altyd onthou, ons is wel 'n derde wêreld ekonomie, maar ons is nie 'n arm ekonomie nie. Okay, en ek dink dit is baie belangrik dat kykers daai met mekaar net moet laat verskil. So met weer eens, maar ons sit met 'n baie hoë inflasiekoers. So inflasie basies moet jy klaar inwerk vir tussen 4 tot 6%. Dan het jy nog eers begin nie, Elsa. Okay, so jy moet klaar gaan kyk, ek moet tussen 4 tot 6% maak, dan moet ek nou nog 'n koste element daarvan betaal, weet wat enigiets tussen 2 tot 3% kan wees, en dan moet ek basies nog daarop gaan plaaslike markte inkomstebehoefte van X byvoorbeeld. Okay, so as ons net daarna gaan kyk, en ons gaan kyk na inflasie, ons begin op 6 en ons gaan kyk na 3% se platformkostes, dan is dit al op 9%. Okay, dan het ons nog niks daarvan afgevat nie. So jou portefeulje is eintlik reeds onder druk nog voordat hy eintlik eers begin het. En ek dink dit is net so belangrik om jy seker te maak, ja, dat elemente byvoorbeeld net soos my doelwit of my droom daarby moet uitkom nie, maar realisties gesproke dat ons ook ons superekonomie, ek love it, jy weet, in ag moet neem, jy weet, om by daai droom te kan uitkom. Superekonomie, ek dink vir ons al te goed tuis. Nuwe neologismes wat hier geskep word en ek hou daarvan. Ek love it. Ek wil 'n bietjie aanbeweeg en ook fokus op jy weet die grootste risiko's vir 'n pensionaris of 'n lewende anniteit kliënt. Ek dink dis amper die belangrikste, want ek wil amper half myself verstout en hierdie is absoluut my opinie. Okay. Ek dink die meeste van die vrywillige kapitaal het reeds Suid-Afrika verlaat. Okay, so met ander woorde, jy sit nog met 'n baie groot koffer van aftreekapitaal binne in Suid-Afrika, as dit nie nog steeds een van die grootstes is in die wêreld nie. Maar weer eens, as ons gaan kyk, jy weet, hoe moeilik die regering dit maak, jy weet, om juis aftreekapitaal ook buiteland toe te kan vat, soos 'n finansiële migrasie en agter, soos dit amper deesdae onmoontlik is, baie moeilik. Maar dit sê vir jou, daai laaste kapitaal bly in Suid-Afrika. Nou, daai laaste kapitaal wat in Suid-Afrika bly, gaan op 'n gegeewe tyd, gaan dit in 'n inkomsteplan aard word. En dan moet jy basies weet baie wakker wees. As 'n kliënt natuurlik, as ook 'n adviseur, om dan juist te fokus op uitkomstipe van
kom ons sê optrede van die mark van die volgende 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, sodoende dan ook jou inkomste daarbey kan inpas met inflasie in ag geneem en 'n klompie ander elemente soos koste ensovoorts. En dis verskriklik belangrik om daai elemente reg te kry, want as jy dit nie reg kry van die begin af nie, dan gaan jy ook maar net 'n statistiek word. En ek dink dis weer eens ook in daai opsig baie belangrik om dan 'n kundige in die proses te raadpleeg. Wat is die belangrikste boodskap wat jy miskien vandag wil deel met kliënte wat reeds inkomste uit hulle kapitaal maak? Ja. Ek dink die heel belangrikste deel is as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk wat is die, kom ons sê die gemiddeld, jy weet wat 'n Suid-Afrikaner trek oor die algemeen uit lewende anniteite of as 'n byvoorbeeld 'n vrywillige belegging, maar hulle trek nog steeds inkomste op hom uit. Is dit tussen 5,6 tot 6%. Okay. So nou weer eens as jy die voorbeeld gaan vat van 5,6%, kom ons rol hom af, rondom af na 6% toe. So 6% is inflasie, 6% is my koers wat ek trek. So as ek enigstens wil my geld onthou vir 5, 10, 15 jaar as 'n uitkomsgedrewe portefeulje, dan moet ek 12% plus gaan uitpresteer in die mark. Ten alle tye, ek kan nie volatiliteit eers daarbey bekostig nie. Want sodra ek byvoorbeeld in 'n volatiliteitsfaktor kom, gaan ek aandele verhandel om my inkomste te befonds en ja, daar gaan 'n tyd wees waar ons in 'n superekonomie gaan kom. Jy weet, en dan kan jy byvoorbeeld dit weer opmaak, maar jy kan nie opmaak wat jy reeds verkoop het nie. En as jy eers in daai tendens inval, dan sit jy met 'n probleem. So my advies basies aan kliënte wat daar buite is, wat inkomste trek, is maak seker jy kry 'n uitkomsgebaseerde tipe van struktuur, wat dan jou drome kan basies, jy weet, ondersteun. En ek wil nie eers die woord gebruik drome nie, want as jy afgetree het, het jy tot 'n groot mate klaar gedroom, jy moet nou leef. Okay. En leef is baie meer belangriker as wat hy byvoorbeeld sê droom. Sjoe, maar ons is diep vandag, pragtige woorde. Pieter het met Bart gesels oor sy splinternuwe enkelsnit Spore. Ons kyk net na die breek daarna. Bart was hierdie week in die ateljee en hy het vir ons sy splinternuwe musiekvideo vir Spore kom wys. En daar het julle dit, die splinter nuwe video vir Nuwe Spore. Hoe is daai? Die enkelsnit natuurlik vanaf sy extended play soos ons dit ken, die EP. En hy is hierso. Baie welkom Bart. Baie dankie. Is altyd so lekker om hier so by julle te kuier. Lekker man. Ek moet vir jou sê net soos wat laat in die aande op die stage, lyk jy ook vars vroeg in die oggende. Ag, dankie. Ek laat dit so vir my. Jy het dit al geleer. Is die Nuwe Spore, is die Nuwe Spore soos 'n nuwe blaadjie? Is daai nuwe blaadjie wat ek oorgeslaan het, verseker, ja. En al daai make-up wat ons agter. Hoor nou. Sê gou vir my, die liedjie is uiteindelik uit, baie geluk. Baie dankie. En ja, wat 'n lekker sang man. Hoekom het hy met jou geresoneer? Yes man, so daar's 'n hele mal 'n nuwe paadjie wat ek in my lewe betree die afgelope rukkie. En ek het toe maar net teruggedink, soos ek nou vroeër van kamera vir jou gesê het, ek het aanvanklik eers kaalvoet geshow en hierdie Nuwe Spore, die hele konsep daarvan is my so ongelooflik mooi, want ek het besluit daar's 'n tyd en 'n plek in my musiekloopbaan waar ek gaan moet begin staan vir iets en 'n werklike boodskap begin oordra. En met Spore is dit net, yes, dis net different. As mens baie luister daarna, dis basies maar die geestespad van 'n man. 'n Man moet stap met homself en besef jy is nooit verlore nie, jy trap net nuwe spore. En ek meen daar waar jy net een voetspoor sien in die grond, is dit nie joune nie, maar jy is opgetel en jy weet waar om te kyk as jy krag nodig het. So op die einde van die dag, Spore is net dis net amazing en nou aanloop, nooit terugkyk nie, en as jy terugkyk, doen dit net om jouself te korrigeer. Nie om terug te val in die verlede nie. Wat 'n ou al ervaar, die seëninge wat 'n ou nog gaan ervaar, kan uitdeel, kan share. Dit dra alles by tot Nuwe Spore. Wat die res van die EP aanbetref, is dit maar soortgelyke goedjies in Bartu se styl. So daar is weer 'n party nommertjie. Daar is verseker daar moet mos van wees. Ja. Maar dit is hy is nogal baie cool. Die song sal hom sing daai liedjie. Dis soos 'n modern day piano man. Basies waar ek net verduidelik wat gebeur by shows en hoe dit van my perspektief af klink. Soos daar's 'n gedeelte in die sang waar ek sê, hier kom ou wat se naam en vra weer hoe dit gaan. Hy wil mos alles van die familie af weet. Ek seker van jy sal verstaan. Jy ken daai gesig van die ou wat jou kom groet, maar jy kan nie jou vinger plaas en sê vir jou, ek het 4 jaar terug so met jou foto geneem. Onthou jy my nie? As ek sê, nee. Onthou jy daardie ete? Man, ons het saam gebraai en dis dat die ou dalk net hallo gesê rondom. Ja, 100%. Ons is Rumas gewees. Ja. So dit is baie cool. Dit gaan oor soundchecks en hoe die sets verloop uit my perspektief uit, maar 'n baie lekker kuier vibe. En dan is daar 'n bitter spesiale enetjie. Dank die Here vir jou. Wat
ongelooflike mooi song is, daar's baie groot dinge wat gaan gebeur. Ek is snot kop oor toon verlief op hierdie Daar sy lekker. Ek is 'n baie groot voorreg om die song saam met Bernice West te doen. En is nog 'n collab wat ek al vir baie lank, van 2 jaar terug se krone af wou ek al saam met Bernice gekollab het, ons toe vind ek jou gedoen het. So, nee, ek is baie opgewonde. Dankie Here vir jou, is ook 'n magic song, vol siel en vol energie. En wanneer gaan hierdie EP nou in sy volle glorie beskikbaar wees, of is hy al? Hy is nou beskikbaar, maar ons fokus hulle so, enetjie vir enetjie. Enetjie vir enetjie. Ons net by die die nuwe socials spore nog, begin. sal sien. Nuwe spore begin, baie dankie. Ek meen, jy het ook al saam met lekker name gewerk, Stefan van Huisteen, Mew Studios, en hoe geniet jy daai kreatiewe proses saam met daai ouens, want net so kreatief en net so amazing, né? Yes, ek sal net sê net so kreatief, ek meen, hulle is ongelooflik, hulle skiet die dak uit in enige kamer waarin hulle loop. Ek meen, net om die kamer te betree saam met Stefan van Huisteen nou spesifiek. Hy is magic. Ek meen, hy het Spore se musiekvideo geskiet alleen. Hy het meeste van die writing gedoen van Spore, van Dankie Here vir jou, van Sink in die Hemel en van die voriges ook. Beautiful. Dit is ongelooflik. Daai ou, en hy is 'n ongelooflike drummer, sanger, instrumentalist. Hy is net magic. Die ou is net wat wonders. Dis so groot voorreg om saam met hom te werk, man. En om in jou span te hê, is definitief wat jy wil hê. Jy raak ook na een van die gevestigde name in die musiekbedryf. En hoe lekker is dit vir jou as jy terugkyk op waar toe begin het, hoe jy begin het en hoe jy ook gevorm het as mens, nie net as kunstenaar nie, né? Laat ek vir jou sê, dit is 'n ongelooflike journey geweest, man. Dit is eintlik verskriklik en Spore laat my baie terugdink aan die Kalverdae, as ek dit so kan stel. Ek meen, waar my eerste vertoning daar by Amfiart was in Hartenbos, waar ek nie geweet het ek het 'n band nodig nie, toe daag ek op met my kickpedal. So ek het soos, o Jessie, hier's Jeremy Loops en Spoegwolf en al hierdie manne met die groot bands en hierdie groot gees en ek sê soos, okay, ek gaan dalk ietsie moet doen nie. So mense leer baie vinnig, ek was baie vinnig in die diepe waters gegooi daar. Maar dit is 'n ongelooflike journey hoe mens verander as mens, die dinge wat jy leer oor die lewe, oor mense, hoe om na die lewe te kyk en net basically te besef niks is regtig so ernstig nie. Luister dan op daardie hoë noot ook baie geluk met die dubbel platinum status wat daar 2 oog bereik het, né? Baie dankie. Hoe verras was jy nie met daai nie? Nee, van my voet afgeslaan hoor. Ek dink julle het seker die video gesien. Dit was van my voet afgeslaan. Nee, dankie. Baie geluk en ek weet sommer nuwe spore mag dalk ook net een van die dae jou heeltemal oorblyf. Bartu, altyd lekker. Laat loop met hom 'n ou vriendjie en sterkte met alles vorentoe. Dit is dan al vir die week. Ons sien julle weer maandagooggend om 6:00.